Goeiedag en baie welkom by Insig. Ons is bly julle is weer hier waar ons saam uit God se woord uit studeer. Renay, baie welkom weer eens met jou waar ons saam uit God se woord uit gaan studeer. En ons gaan deur so 'n vinnige tempo deur hierdie brief wat hy geskryf het. Ek wens so ons kon meer tyd gehad het om regtig so 'n bietjie dieper te lees en bietjie stadiger dalk te lees, nee. Maar dit gee weer vir ons elkeen die kans om dan Dit by die huis op te ons gaan eie doen. tyd en op ons eie teiken om deur te gaan en te kan studeer en dit saam te kan doen. So, voor ons vandag begin, gaan ek vir jou vra om vir ons te open met 'n gebed. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons u woord kan oopmaak in hierdie pragtige brief van Korintiërs. En Here, dit raak soveel werklikhede in ons moderne wêreld aan, dat ons nie anders as om vir u te vra, asseblief fokus vir ons, gee vir ons insig, dat dit wat ons vandag ook gaan leer, dat dit in ons lewens 'n waarheid sal word. Ons bid dit in u naam. Amen. Amen. So kom ons blaai na 1 Korintiërs hoofstuk 14 toe en ons lees daar die heel eerste vers. Jaag die liefde na en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Nou, kom ons begin gou net eers by die begin. Onthou, hoofstuk 14 kom na hoofstuk 13. Soos weet, hoofstuk 13 is baie bekend vir elkeen van ons en dit gaan oor die liefde, nie die uitnemendheid van die liefde en laat niks sonder liefde gedoen moet word nie. En hierdie vers gaan Paulus dan aan en hy skryf daar, jaag die liefde na, met ander woorde, probeer om in alles in liefde te doen en om soos God lief te hê. En dan sê hy, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Want dan, as ons in die volgende vers gaan, dan sal ons sien, daar is mense wat op ander goed gekonsentreer het, in plaas van om te profeteer. Nou, dadelik in die begin moet ons uitkom en sê, om te profeteer is nie net altyd om die toekoms te voorspel nie. Baie keer in die skrif word het vir ons uitgelig deur om te profeteer is om die boodskap van God aan sy volk mee te deel. Met ander woorde, dit is hoekom ons ook vandag as leraars nie bekend is as priesters nie. Want priesters tree in vir en namens jou, maar profete bring die woord van God na die mense toe. So dis die interpretasie van Gods woord wat ook na ander mense toe kom. So hy sê, konsentreer eerder daarop as wat jy konsentreer om te sê, ek kan in 'n taal praat. Ja, maar dit gee dadelik vir ons 'n baie wyse konsep van wat geestelike gawes veronderstel is om te wees. Die oomblik as Paulus vir ons sê, dis beter om eerder te profeteer, dan bedoel hy, bring die boodskap na buite. Baie, as ons op enige ander geestelike gawe probeer fokus en onsself daarop wil probeer roem, dan fokus ek op myself. Ek fokus nie op die verspreiding van God se woord nie. Ja. En ek dink wanneer ons begin gesels oor geestelike gawes, is dit die heel eerste tree wat ons gee, is om te sê, onthou, alle geestelike gawes word gegee tot die uitbreiding van God se koninkryk en tot verheerliking van die Here. Dit is nie daar om my plek in die kerk belangriker te maak of te bevestig of te myself op te hef nie. Dit is daar tot die uitbreiding van God se koninkryk. Ja. So kom ons kyk, wat sê hy dan hier vir ons in 1 Korintiërs hoofstuk 12 vanaf vers 1. En dit sê daar, en wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. So, net in daai woorde sê Paulus klaar vir my, vir party van julle is besig om die kat aan die sterkbeen te hê. Julle verstaan dit verkeerd. Okay. Julle weet dat julle heidene was en weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus se vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. So met ander woorde, wat hy hier sê is, wat ons ook al sê van die Godheid en die woord wat ons bring, niks kan kom as dit nie deur die leiding van die Heilige Gees is nie. Dan sê hy, daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. So baie gawes wat die Gees aan ons skenk, maar alles kom van die Heilige Gees van die Heilige Gees af. En dan sê hy daar, en daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. Met ander woorde, hier verwys hy dan nou die Gees
Die Here is Jesus Christus en nou gaan hy van en daar's verskeidenheid van werkinge en tog is dit dieselfde God wat alles en almal werk. Met ander woorde hier bring hy die drie eenheid vinnig bymekaar en hy sê alhoewel dit die Gees, die Seun en die Vader is en hulle op een doel werk, so werk al dit wat vir ons gegee word, die gawes om mee te kan werk ter opbouing van die koninkryk. Al hierdie word dan vir ons gegee en dit is hier, dit kom van dieselfde God af. En dit is vir dieselfde doel. Ja. En ek dink dit is bring weer terug na dit wat ek nou basies in die begin gesê het. Wat ons op die einde van die dag van die Here af ontvang as 'n geestelike gawe. Of ek nou voel die Vader het vir my gegee of dit kom van die Seun af of dit kom van die Heilige Gees af, die drie eenheid skenk dit vir die mensdom tot uitbreiding van God se koninkryk en nie 'n aardse koninkryk nie. Ja. Okay. En nou wat jy nou gesê het, kom ons kyk nou van vers 7 af. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees, aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerlei tale, aan 'n ander uitleg van tale, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. So, kom ons begin by die einde, by wat jy nou gelees het. Die Gees gee die geestelike gawes soos hy wil en soos wat hy goed dink. Met ander woorde, om dit plainweg te stel, die Here gee gawes aan wie hy wil en wat hy wil aan wie hy wil. Ja. En as ek ongelukkig is met die gawes wat jy het, of jaloers is op jou gawes, dan is ek eintlik Jy's besig om God te ongelukkig kritiseer. met God. Ja, jy's besig om die Here te kritiseer vir die besluit wat hy geneem het vir wie hy watter gawe wil uitdeel. Ja. En jy weet wat vir my so interessant is, ek het al gesien hoe mense jaloers is op 'n ander een se geestelike gawe en in daardie oomblik hulle eie geestelike gawe so nalat, dat hulle nie besef hoeveel hulle vir die Here kan beteken net met deur die gawe te gebruik wat wel vir hulle gegee is nie. Ja. Hoe hartseer. En dan die ander ding is, almal se gawes, die ander vinnige ding wat ek hieruit kry, is dat nie almal se gawes is dieselfde nie en daar's verskillendes. En die een is nie hoër geag as die ander nie. Die een komplementeer die ander ene. As ek byvoorbeeld vinnig kan kyk na vers 8 wat praat van wysheid en kennis. Die een het dalk die kennis om 'n plan te beraam om die kerk vorentoe te vat, maar die ander een het die wysheid hoe om dit in werking te stel. Ja. Met ander woorde, die Here gee vir sy volk sodat hulle vooruit kan gaan tot nuttig van die hele gemeente. Dit is baie interessant dat Paulus sê, elke keer herhaal, deur dieselfde Gees, deur dieselfde Gees. Dit skep vir ons, jy sê altyd 'n mens moet so tussen die lyne kan lees, dit skep vir ons half die idee, dat dalk het hierdie mense in die kerk van Korintiërs die houding gehad van sekere mense is meer belangrik as ander, soos jy nou gesê het, sekere gawes is belangriker as ander, en dan ook om te voel, maar weet jy, sekere goed kan ons dalk aanleer. Dis dalk nie 'n spesiale gawe wat van die Heilige Gees afkom nie. En jy weet, ek sê altyd, hierdie gedeelte laat my so dink dat Paulus op klem geplaas het, dat julle moet baie mooi verstaan, die Heilige Gees gee aan almal. Dit sluit mans, vrouens en kinders in. Watter taal, watter ras, watter volk. Daar's nie 'n spesiale Heilige Gees vir mans en 'n ander Heilige Gees vir vrouens nie. Of 'n klein mini Heilige Gees vir die kindertjies nie. Dis een Gees wat aan elkeen gee, sodat kyk wat sê daardie vers waarmee ons begin het, vers 7, sodat maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Wat vir my gegee is om aan te wend vir die kerk, het 'n spesifieke doel. Dis nuttig tot die uitbreiding van die koninkryk. Met ander woorde, dit moet die kerk en God se koninkryk bevorder, nie net myself nie. Okay. Kom ons lees dan verder aan daar vanaf vers 12. En dit sê, die opskrif sê dat die eenheid van die liggaam nie teenstaande die verskeidenheid van die lede. En hier weer eens
kan ons sien dis die opskrif, maar dit gaan oor wat binne-in is, dan sê hy, maar dan moet nog steeds eenheid wees. So julle wat dink julle profeteer, julle is dalk beter as die ander, of julle wat dink julle kan in verskillende tale praat, julle is beter as die ander. Nee, hy sê, ons is een liggaam. Kom ons lees dit. Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, ons is almal van een gees deurdronge. Want ook die liggaam is een, is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? As die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede van die liggaam gestel soos hy gewillig het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk, en die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons oorvloediger eer, sodat ons met onsierlike lede oorvloediger sierlikheid. Ou Paulus is baie besig hier. Maar ek dink, as ons die hele konsep hiervan kyk, ons kan dalk daai middelste gedeelte net so 'n bietjie uitskakel. Hy sê presies vir ons, ons twee nou 'n bietjie gesels het hieroor, die een is nie belangriker as die ander een nie. Ons kan eintlik om die waarheid sê, ons geestelike gawes glad nie afsonderlik van mekaar gebruik nie. Nee, want die een het die ander een nodig. En kom ons bring dit maar weer terug na die storie van die liggaam toe. Kom ons vat byvoorbeeld, jy wil 'n glas water vir jou gaan ingooi om te drink. Jou liggaam sê vir die brein, ek is dors. Dan moet die brein weer die opdrag gee vir die voete en die bene om saam te werk om yskas toe te loop. As jy daar kom, kan die hande nie sê, wel ek is nou nie lus vir water nie. Want die voete kan dit nie ingooi nie. Die voete het jou soontoe gevat, so daar's 'n belangrike funksie. Die hande moet dan die funksie doen. Almal moet 'n funksie doen, sodat wat? Sodat die ingewande wat dors het, gevoed kan word. Maar omdat hulle gevoed word deur die water, kry die res van die liggaam ook Word die krag. hande en die voete weer sterk. En dit is daardie selfde konsep wat ons in die kerk het. Daar is geestelike gawes wat in elkeen van ons gegee word. En die een se gawe is daar om die ander se gawe te onderskraag tot nut, sodat dit tot nuttiging kan wees vir vir die hele gemeente. As ons kyk na vanaf vers 26, en as een lei al die lede saam, en as een lid geëer word, word al die lede saam bly. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes soos gesondmaking, helpers, regeringe, allerlei tale. Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragteloos, almal is tog nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek verwys julle en ek wys julle nog uitnemender weg. Met ander woorde, moenie jou toespits op iets wat jy dink wat belangrik is nie. Werk met die gawe wat die Here jou gegee het en ondersteun die gawe van iemand anders, sodat dit saam as 'n eenheid kan werk. En hier is die grootste belangrikheid wat ons moet besef, dat dit is die Gees wat dit gegee het. Soos die Gees vir jou 'n gawe gegee het, wat jy dalk dink, kom ons sê, dit is om profesie wat in die Bybel is, wat dan nou profesie wat in die Ou Testament is, wat op die Messias dui, na die Nuwe Testament, die profesie wat vir ons tye aanwys in die Bybel, dit kan uitlê vir iemand anders, is dit die Gees wat vir jou gegee is.
Iemand anders het weer die gawe om dalk nie die profesie te kan uitlê nie, maar om sy of haar hand op iemand anders te kan sit en te kan sê, moenie bekommer nie. Ons sal deur hierdie moeilike tye saamgaan. Die een is nie belangriker as die ander een nie, maar hulle ondersteun mekaar. Maar hier is die probleem. In hierdie kerk was daar mense wat gedink het, dit wat ek doen, is belangriker as dit wat 'n ander persoon doen. En daarom gaan Paulus oor en hy sê, maar ons moet 'n eenheid hê in ons diversiteit. Maar nou gaan hy oor en sê, hoe gaan ons dit bewerkstellig? Kom ons lees so die eerste paar verse van daardie volgende hoofstuk. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek my goed uitdeel, en al sou my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie en is nie opgeblaase nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie en dit soek nie sy eie belang nie en dit word nie verbitterd nie en dit reken nie kwaad nie toe nie. Dit is nie bly oor ongeregtigheid nie, maar bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Kom ons eindig nou daar. En baie keer, en hoeveel keer het julle dit al gehoor, dat hulle hierdie gedeelte lees by 'n huwelikseremonie of by 'n huweliksseminar. En ja, dis goed en reg, ons kan dit daarvoor gebruik, maar dit is glad nie Dit is nie waarvoor dit geskryf is nie. Hier is dit geskryf van die liefde tussen broers en susters in die kerk, om die kerk op te bou, om mense gemaklik te laat voel binne in die kerk, en te kan weet dat ons omgee daar vir hulle is. En dis net so 'n klein dingetjie wat ek hier vinnig nou opgetel het in vers 2. Al sou ek die gawe van profesie en die geheimenisse, want party mense dink dit is die beste. Behalwe dit nog, weet al hierdie kennis, en al sou ek ook die geloof hê. Geloof is ook 'n gawe. Party mense het groter geloof. Hoekom? Net omdat hulle sê hulle glo meer? Nee, is omdat dit een van die geestelike gawes is. Ons almal het geloof, maar ons weet mos daar's party mense wat net 'n baie groter geloof het, 'n sterker geloof het. So selfs die geloof is 'n geestelike gawe wat uitgedeel word ter opbouing, versterking van die gemeente. Ja. Baie interessante paar verse van 1 Korintiërs 13 is natuurlik vers 10 en vers 11. Kom ek lees net vers 11. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Ou Paulus steek eintlik baie skerp met 'n swaard hierso. Wat hy vir die gemeente sê is, as julle hierdie onderlinge liefde met mekaar nie verstaan nie, en julle het hierdie nalatigheid in julle geestelike lewe, dat julle neerkyk op 'n ander een se geestelike gawe, dan het jy die houding van 'n kind. As jy nie lief het, soos wat dit beskryf word hierdie, dat jy die houding van, hy sê jy's onvolwasse in jou geloof. Ja. Want is baie mooi dat hy sê, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind. Ek het gedink soos 'n kind. En ek het geredeneer soos 'n kind. Daai is 'n geestelike gawe, is kleiner as myne. Sê dit sommer hardop vir die ander. Kyk, ek is belangriker. By myself gesit en redeneer, maar hoorie so, ek dink die Here het vir my 'n belangriker werk hierso, want wie's daai en daai en sy ou goedjies wat hulle, die werk wat ek vir die Here doen is baie belangriker. En dan daai harde woorde wat hy sê, maar nou dat ek 'n man is, dis pragtig. Dis dat hy sê, nou dat ek verstaan dat my geestelike gawe is daar tot voordeel van my Here, nie tot voordeel van my nie. Tot die uitbreiding van sy koninkryk. Nou verstaan ek my plek en my rol in die kerk reg. Nou het ek nie meer daardie redenasie, daardie denkrigting en daardie praatjies van 'n blote kind nie. Baie dankie. Kom ons kyk
wat sê Petrus vir ons in 1 Petrus 4 vanaf vers 8 af. En dit sê daar, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê. Bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Met ander woorde, as daar moeilikheid is en ons is lief vir mekaar, dan sal dit beteken nie dit alles word net onder die mat ingevee nie. Ja. Maar ons sal bereid wees om mekaar te vergewe en weer voort te gaan terwille van die werk van God. Dan sê dit daar, wees gasvry jeens mekaar sonder om te murmureer. Ag nee, dis nou alweer my beurt om vir hierdie mense kos te gee. Ag, moet ek hulle nou alweer nooi? Hoekom kan daai een dit nie? Dit is dalk jou geestelike gawe. En die ander persoon het dalk nie daai geestelike gawe nie, of dalk moet ek sê, baie keer het die mense daai geestelike gawe, maar omdat hulle dink dis nie belangrik genoeg nie, wil hulle dit ook nie toepas nie. Kom ons besop vir daai ene ook. Dan sê hy, vers 10, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien. So die genadegawes word vir ons gegee om mekaar te dien, om mekaar op te bou tot daardie volwasse man, soos wat jy nou gesê het van Paulus van toe ek 'n kind was. En dan bring dit vir ons die verder een en sê, as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag van God, wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Met ander woorde, Dit gee vir heeltemal 'n ander konsep van nou dink ek soos 'n man. ja, Want wat Paulus hier sê, laat dit wees soos woorde van God. Ek praat nie meer soos 'n kind nie. Wanneer ek iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God kan verheerlik word in alles. My genadegawe is daar om iemand so lief te hê en die werk van die Here so lief te hê, dat wanneer ek daardie genadegawe gebruik, mense naby die Here kan voel. Ek wil amper sê, wanneer ek met my genadegawe iemand bedien, moet hulle op daai oomblik nader aan die Here voel as nog ooit van tevore. kom ek vat dit net een stapie verder, net om dit te beklemtoon, dit wat jy nou gesê het is. Want as dit die genadegawe van die Gees is, wat dan die genadegawe van God is, wat aan jou gegee word, en jy doen dit aan iemand anders, om hulle op te hef, wie hef hulle dan uiteindelik op? God, want die kringloop word heeltemal voltooi. En daarom is dit vir ons belangrik om 'n ander persoon se genadegawes en sy geestelike gawes te erken en ook te kan sien van waar dit vandaan kom. So, hy praat van baie dinge en dan eindig hy natuurlik in vers 13, ek meen ons moet vers 13 lees van hoofstuk 13, en nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie drie, maar die grootste daarvan is die liefde. So met ander woorde, elke genadegawe wat ons ontvang, moet ons uit die oogpunt uit van liefde ontvang, maar ook uit die oogpunt uit van liefde deel met ander. Vers 14 kom dan daar by ons vers wat ons gelees het in die begin, jaag die liefde na en beywer julle met die oog op geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Okay, ons is nou terug in 1 Korintiërs, né? Hoofstuk 14. Daar is hy, ja. Okay, so ek wil net gou weer terugraak aan jy wat heel in die begin gesê het, jaag die liefde na en beywer julle met die oog op geestelike gawes, maar veral om te profeteer, om nie die konsep van om te profeteer verkeerd te verstaan nie. Gaan terug na die eerste gedeelte van hierdie teksvers wat sê, jaag die liefde na. Die woorde wat ek bring na buite deur te profeteer, deur ander mense te vertel van Christus, moet so toegedraai wees met die liefde van die Here. Met soveel opregte omgee vir siele, dat wat ek sê, weer eens, 'n uitvloeisel sal wees van die troon af. Mense moenie wonder of die Here vir hulle lief het, met die woorde wat ek vir hulle bring nie. Met ander woorde, feite is feite. Ons kan nie van feite af wegkom nie. Maar ek kan feite net op 'n feitelike manier na iemand toe bring, of ek kan feite na iemand toe bring met die liefde van God.
En dit is 'n groot verskil. Daar's 'n baie tussen groot die verskil tussen die twee. Nou hy gaan verder daaraan, dan sê hy in hoofstuk 14 sien ons nou ja, daar's nou party mense wat nou gedink het nee, daar's nou een gawe wat nou nog bo die liefde, bo die profesie, bo van die ander is, en dis in die spreek van tale, want in vers 3 sê vir ons, maar hy wat profeteer spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. So, en dan sê hy in vers 5, ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer. Want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet dit uitlê, sodat die gemeente stigting kan ontvang. Met ander woorde, onthou hier sit ons weer eens in 'n kerk van die Korintiërs, daar's verskillende kulturele groepe wat daar bymekaar kom. Ek kom uit Jerusalem uit, en ek kom uit Griekeland uit, en ek kom uit 'n ander gedeelte uit, en ek sit in die kerk, en hierdie ou begin praat, en nou gaan ek ook opstaan en begin praat in my taal. En nou begin ek te praat, en al die ander mense sit daar en sê, maar, wat praat die man nou? Ons verstaan dit nie. So hy sê, daar moet altyd iemand wees wat kan uitlê. Nou, ek moet vir julle sê, in die tyd, toe ek van my ander distrikte bedien het, was dit vir my, in die begin, 'n Babelse verwarring, as ek dit so kan stel, nee, Babelse verwarring, tale wat praat, om 'n boodskap te bring, terwyl iemand tolk. Nou, party mense, En daar was daar tydplekke wat jy 2 tolke gehad het, wat dan 2 verskillende tale toe tolk. Ja, met ander woorde, dan praat ek in een taal, die een tolk in een taal aan die kant, en 'n ander in 'n ander taal aan daai kant. En in hierdie selfde tydperk moet jy kans kan gee vir die mense om te vertaal, sodat elkeen kan luister in sy eie taal. En dit klink soos 'n Babelse verwarring. Ek weet ek het een persoon gehad in 'n vorige distrik. Ek kon opstaan en begin praat soos wat ek met jou praat, sonder om op te hou, sonder om te wag dat daar iets gesê word, en Hy was net 'n briljante tolk. En hy het alles Dit was sy vertaal, gawe. dit was sy gawe. Hy het nie gewag nie, waar jy vir party ander mense moet wag om te vertaal. En dit is eintlik ongelooflik om te sien dat iemand so 'n gawe het, dat jy 'n gedagte wat jy nog nie van tevore gehoor het nie, of gesien het nie, en die persoon langs hom sê dit, en jy sê dit in jou eie taal, nie net in jou eie taal nie, maar ook in jou eie taal, dat ander mense dit kan verstaan, met gevoel. Ja. Dit is jy moet so iets ervaar om te besef wat 'n fantastiese genadegawe dit is wat iemand het wanneer die Here vir 'n tolk daai vermoë gee om, soos jy sê, binne 'n sekonde 'n preek wat hy nie gelees het nie. Hy nie voorberei het nie, ja. Te hoor, om te sit in sy kultuur en dit reg weer te gee, dat die ander kultuur se taal dit reg verstaan. Dit is fantastiese ervaring om te hê. Maar hoe wonderlik is dit nie dat dit 'n genadegawe is, dat die Here eintlik vir ons voorbereiding gegee het, dat wanneer ons in multikulturele kerke instap, waar so baie tale is, dat daar mense sal wees wat onmiddellik kan opstaan en sê, maar dis nie 'n probleem nie, ek kan jou taal verstaan, en ek kan my eie taal bring vir my mense. So kom ons bring hierdie boodskap te gelykertyd in 3 of 4 verskillende tale. Dis absoluut wonderlik. Maar dis ook hoekom Paulus sê, moenie opstaan en praat as daar nie iemand is wat kan tolk nie, wat dit nie kan vertaal nie. Wat nie dit kan verduidelik nie, want nou sit jy met 'n gedeelte van jou gemeente wat glad nie weet wat gesê word nie. Nou, ek en myself net indink weer eens, soos ek nou gesê het, waarvan Paulus hier praat van, hy sê dat dis net 'n verwarring, en die mense praat net te mekaar. Want as jy in so 'n omgewing sit, en mense begin so te uit te lê van vooraf, of te vertaal, of te tolk, Ja. dan raak dit vir jou 'n verskriklike, moeilike situasie. Want ons is gewoond daaraan om aan een persoon wat praat te luister. Ja. Sit nou maar, terwyl jy in julle sitkamer sit, en daar soos 3 of 4 gesprekke wat plaasvind, in 'n sitkamer. En dit het al baie met ons gebeur. Ek praat hier met iemand, en my vrou sit net links van my, en sy praat met iemand anders, maar nou praat ek hier, en ek hoor wat hierdie persoon sê, maar ek hoor my vrou vertel 'n ander storie, en daar's dalk iets wat sy vertel wat ek wil bylaas daar, maar ek hoor hier, maar nou verloor ek die helfte van wat hier is en daar. En
dit is waarna Paulus verwys. Want nou begin jy halfpad hier praat, halfpad daar praat. As daar nie iemand is wat kan uitlê nie. En hy sê hier baie duidelik, en dat sodat dit ordelik Tot stigting kan wees, van die gemeente. Dit is sodat baie almal mooi. daardeur kan leer. Maar kom ons gaan weer terug na daai heel eerste vers. Jaag die liefde na en beywer julle met die oog op die geestelike gawes. Weereens, selfs iets soos spreek in tale, wanneer ons menige tale moet kan diens, daar moet baie liefde en geduld daarin wees. En hoeveel te meer het jy nie nou, wat jy hiermee besig is te doen met die behoefte vir genadegawe soos gasvryheid nie. Of iemand wat omgee, iemand wat siek is, wat na siek is kan kyk, want onmiddellik kan ons nou begin sien, maar nou is die liggaam een. En ons het mekaar se genadegawes nodig, om te diens almal wat in die kerk is, sodat almal voel soos een groot familie. So, weer eens, hier sien ons daar, ons is verskillende mense, diversiteit van mense, maar ons het een doel voor oë, om dit is die evangelie van God voor te berei, om die pad vir Christus wat gaan kom, vir elkeen van ons voor te berei, en sodat ons weer dit met ander kan deel. Dit is hoekom ons verskillende gawes gegee word, en dit is hoekom ons uitgaan, en daardie gawes daarvolgens moet toepas, sodat Christus verheerlik kan word. So, is daar gawes wat hoër geag word as die ander? Ek dink nie eintlik so nie. Paulus sê, daar's geloof, daar's profesie, daar's tale, daar's gesondmaking, daar's wysheid, daar's kennis, daar's geloof. Maar alles word saamgevat. Jaag die liefde na. En werk, ek dink elkeen van ons moet werk aan om die gawe, want ons almal het 'n gawe van liefde gekry. Want ons kan nie sê ons het nie die gawe van liefde gekry nie, want liefde is God se karakter. Soos het almal daai gawe gekry, en ons moet daai gawe toepas, saam met die gawe wat ek gekry het, en dan sal daar eenheid in die liggaam van Christus wees. Ek wil afsluit deur vir julle te sê, as jy nie weet hoe om jou geestelike gawe te ontdek nie, of om te weet wat is die genadegawe wat jy van die Here af ontvang het nie, begin vir mense omgee met opregtheid. Begin net vir mense lief hê met opregtheid. En ek sê vir jou, soos wat jy mense aanraak en opreg vir hulle lief is, en eers konsentreer op die liefde, sal die genadegawe wat die Here vir jou gegee het, stadig maar seker self ontwikkel. Renate, was goed dat jy weer saam met ons gesit en gesels en het Gods woord studeer. Dankie dat ons saam met julle kon kuier in julle privaat wonings, maar voor ons totsiens sê, kom ons buig ons hoofde saam. Vader, baie dankie dat U dit goed gedink het om genadegawes, geestelike gawes aan elkeen van ons te gegee het. Dankie dat ons dit kan gebruik sodat U liggaam opgebou kan word. Dat ons nie opgeblaas daaroor kan wees nie, maar dat U naam verheerlik word. Help ons om elke gawe met die liefde van God te benader en dit met ander te kan deel. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.